Goeiemôre en welkom by PSG Silver Lake se maandelikse markverslag. Ek is Rudolf Badenhorst, 'n welvaartsbestuurder en vandag sit ek hier saam met Wilhelm Visser, een van ons aandelemakelaars. Wilhelm, die maart van maand het ons baie volatiliteit gesien, wat 'n aanslag geneem het van die oorlog in Iran en die VSA. En ek dink ons moet vandag bietjie gesels, wat is die effek van die olieprys op die markte en waartoe gaan dit lei in die korttermyn sowel as die langtermyn effek daarvan? Ja, kyk, die olieprys effek was redelik groot geweest. Baie skerp stygings in die olieprys gesien oor die afgelope maand. As gevolg van die onsekerheid oor voorraad en die vloei van olie basies die wêreld. Die negatief van die olieprys is natuurlik, dit gaan inflasie dryf wêreldwyd. Dit verander die rentekoersverwagtinge wêreldwyd. Soals waar op die mark die afgelope klompie maande of jare wat gebou is, die stygings in markte, dit is al by die deur uit met 'n hoër olieprys, met 'n rentekoersverlaging wat ons waarskynlik nie gaan sien nie. Dit is oor die algemeen redelik negatief vir die markte. Ja, ons het eintlik 2 of 3 rentekoersverlagings verwag gedurende die jaar en dit is eintlik nou op sy gesit. Ja, om te sien waartoe die olieprys gaan en wat met inflasie gaan gebeur. Ja, kyk, as die olieprys, as die oorlog redelik gou tot 'n einde kom, dan kan jy sien dat die olieprys baie vinnig gaan terugsak. Ja. En dan sal die hele inflasie storie redelik van korte duur wees, maar as die oorlog gaan lank aanhou, dan sit daar heeltemal aan 'n prentjie, dan het ons 'n probleem met inflasie. Willem, hierdie oorlog, die effek wat dit het op die plaaslike mark, sowel as op die buitelandse mark, op die korttermyn, sowel as in die langtermyn, as jy net vir ons kan bietjie sê, hoe jy sien dinge uitspeel, en wat is die rede vir die afwaartse beweging in die mark? Ja, kyk, die groot rede, soos ek reeds genoem het, is maar die verwagtinge rondom rentekoerse. Jy moet ook weet onsekerheid in markte, nooit van onsekerheid nie. Plaaslik, ja, dit ons baie negatief getref. Veral omdat die goudprys het redelik skerp afgekom deur die afgelope ruk. Bietjie vreemd is, as dit uit 'n veilige hawe uitvlug. Nie regtig duidelik hoe kom dit sou gebeur nie, maar ja, ons mark is gedryf deur goud en jou edelmetale die afgelope ruk, en daai pryse het skerp afgekom, wat baie negatief was vir ons mark. Die buitelandse markte het ook redelik skerp teruggesak. Eintlik dalk bietjie minder as wat mense sou verwag, maar steeds het redelik goed afgekom. So korttermyn baie negatief, maar as mense 'n langer termyn siening het, dit was baie moeilik die afgelope tyd om goeie maatskappye teen redelike pryse te koop in die buiteland veral. En met die dalings wat ons die afgelope ruk gesien het, daar baie maatskappye wat nou skielik op redelik aantreklike pryse begin verhandel. Ja. So dit is dalk so 'n bietjie van 'n geleentheid as mense 'n langer termyn siening neem. Maar as ons kyk na die nywerheidssektor, dit het redelik teruggetrek, maar oor 'n 12 maande periode is dit nog steeds verskriklik baie op. So daai volatiliteit teenoor 'n jaar se opbrengste het eintlik maar 'n kleiner effek gehad op die portefeulje as wat dit voel wat in die laaste maand gebeur het. Ja, kyk jy, die markte het redelik baie skerp gestyg die afgelope 12 maande tot einde Februarie. So die terugtrek wat ons nou gesien het, ja, so bietjie seer op die kort termyn. Maar dit behoort nie, het nog nie 'n wesenlike impak op jou langtermyn opbrengste nie, juis omdat die stygings vooraf so groot was. Dankie Wilhelm. So ek dink wat die afgelope tyd gebeur het is nie iets niets nie. Ons het dit al in die mark gesien gebeur. Oliepryse wat styg, aandele wat afkom. Daar's koopgeleenthede beskikbaar wat daar nie was 'n maand en 'n half terug in die mark nie. Ek dink dit is belangrik, hou by jou strategie. Die strategie gaan goed doen en ons sal weer hier deurkom net soos ons deur die vorige situasies was in die mark. Baie dankie dat julle na ons geluister het en ons sien vir julle volgende maand. Totsiens.